28 Julie. Ons moet die moed van ons oortuigings hê. Om die dood met die moed van 'n Daniël tegemoet te gaan. U, God van my vaders, loof en prys ek, want U het my wysheid en krag verleen. En nou het U my bekend gemaak wat ons van U afgesmeek het. Want die saak van die koning het U ons bekend gemaak. Daniël 2, vers 23. Onse God is, en hy is 'n beloner van die wat hom soek. Daniël het die Here gesoek toe die bevel uitgevaardig is dat al die wyse manne van die koninkryk van Babel gedood moes word, omdat hulle die koning se vergete droom nie kon vertel of uitlê nie. Nebukadneser het nie net geëis dat die droom uitgelê word nie, maar dat dit weer aan hom vertel moes word. Hulle het beweer dat die versoek van die koning onredelik was, dat hy hulle swaarder toets as wat van enige mens verwag kan word. Die koning het woedend geword en hom gedra soos elke maghebber wat hom nie kan beteel nie. Hy het besluit dat die laaste een van hulle doodgemaak moes word. En omdat Daniël en sy vriende wyse manne was, moes dit ook vir hulle geld. Daniël het voor die koning verskyn en om tyd gesmeek om die saak voor die hoogste hof van die heelal te bring, teen wie se besluite daar geen appel is nie. Toe dit toegestaan is, het Daniël die hele saak aan sy maats verduidelik wat saam met hom die ware God aanbid het. Hulle het die saak deeglik bespreek en op hulle knieë gepleit dat God hulle die krag en wysheid moes gee wat hulle in hulle groot nood moes hê. Daarop is in 'n naggesig die geheim aan Daniël geopenbaar. Toe het Daniël die God van die hemel geloof. Ek wil hê, jong mense moet verstaan, Daniël se God is hulle God, en watter moeilikheid ook al mag opduik, hulle moet maak soos Daniël gemaak het. Barmhartigheid van die God van die hemel afsmeek. God sal sy kerk in die uur van sy grootste gevaar nie in die steek laat nie. Hy het bevryding beloof.